Goeiemôre vriende, het is vandag die begin van 'n nuwe week, dit is maandag die 10de Maart 2025, ek hoop van harte julle het 'n lekker week, die van julle wat die Agus gery het, ek hoop julle is al wel so 'n bietjie meer uitgerus en die bene voel al so 'n klein bietjie beter, julle hom so 'n lekker aand gerus het, maar mag dit sommer vir julle net 'n wonderlike week wees wat voor julle uitstrek. Kom ons raak net vir 'n wyle stil. Here, dankie vir nog 'n week wat voor ons lê. Dankie Here dat U vir ons krag gee om hierdie week in te gaan. Ons kom vra vir U om asseblief met al ons besluite te wees, watter hoedanigheid dit ook al is, en watter hoedanigheid ons ook al in 'n maatskappy of in 'n organisasie is, Here. Help U ook vir ons om in hierdie tyd, in hierdie lydenstyd, die besluite te neem, Here, wat vir U eer. Help U elkeen van ons daarmee. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat ons U ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is nou hierso in Spreuke 16, en ek het, mens wikke weeg altyd 'n bietjie waaroor jy moet praat in Spreuke, baie keer is dit baie negatief, en dan besluit jy maar sommer nee, jy gaan nie daaroor spesifiek iets sê nie, maar tog vriende, is dit baie keer goed om ook daarna te kyk. Daar staan in vers 5, die Here het 'n afskuw aan 'n verwaande mens. Dit staan vas, so 'n mens sal nie ongestraf bly nie. Sal nie ongestraf bly nie. En daarmee saam, vers 18, op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg die val. Nou vriende, 'n verwaande mens, julle sal nou my verskoon as ek het nou sê, is gelukkig ons nie in ons land nie, nou, die ou wat sommer tot by my opkom is Donald Trump, nee, verwaand. Alles wat verwaand symboliseer, sien ek in hom. 'n verwaande mens het 'n opgeblaaste ego. 'n verwaande mens, vriende, het eintlik nie veel sin vir ander mense se behoeftes nie. Het gaan eintlik net oor hom en oor haarself. Dis 'n verwaande mens. 'n verwaande mens, dink ek, luister ook baie self, dit kan miskien 'n stretch wees, maar ek dink tog nie, ek is ver verkeerd nie, luister baie min na raad. 'n verwaande mens gaan net sy of haar pad, hulle glo dis reg, en basta met die res. Dis 'n verwaande mens. Dis 'n mens wat op die ou einde te veel dink van hom of van haarself. 'n verwaande mens is iemand wat baie maklik op ander mense kan trap. Die teenoorgestelde van 'n verwaande mens is 'n nederige mens. Interessant as jy na vlak 5 leierskap kyk, wat die hoogste vlak van leierskap is dit net mooi die teenoorgestelde. Is dit nederigheid. Nederigheid. Vlak 5 leiers is nederige mense. Die mense wat die hele tyd hulle gewig hoef rond te gooi nie, maar op die ou einde 'n leier na wie almal luister. 'n vlak 5 leier is iemand wat nie ander mense afkraak nie. 'n vlak 5 leier is iemand wat nie sy heil vind in sy ego, en dat iemand die hele tyd vir hom moet sê hoe oulik hy of sy moet wees nie. 'n vlak 5 leier se hoofeienskap is nederigheid. 'n vlak 5 leier is iemand wat kyk na sy organisasie en na mense rondom. 'n vlak 5 leier is iemand wat nie ander mense afkraak nie. Vlak 5 leier wat die hoofeienskap nederigheid is iemand wat hom in ander mense se posisie kan stel en van daaruit kan redeneer. Dis 'n vlak 5 leier. Die teenoorgestelde van so 'n vlak 5 leier is 'n verwaande leier. En 'n verwaande leier wat in my oë is eintlik geen leier nie. En daarom het ek 'n absolute afskuw aan 'n verwaande mens en iemand soos Donald Trump. Dit is iemand wat vir my regtig nie goeie goed inhou vir die wêreld, alhoewel hy 'n paar hier en daar 'n paar nie slegte geleide maak nie, né? Dit staan vas, so 'n mens sal nie ongestraf bly nie. Dit sal interessant wees wat die geskiedenis gaan sê. Op hoogmoed volg ondergang. Op hoogmoed volg ondergang. Op selfverheffing volg die val. Dis deel van die verwaande persoon, né? Die persoon dink hy is net diskant wit brood. Hy kyk amper half neer op mense. Hy vee mense amper uit die pad uit.
gaan oor me en me. Op hoogmoed volg ondergang. Op selfverheffing volg die val. Mag julle, waar julle kom, nederige mense wees. Mag mense, wanneer hulle na julle kyk, ook in julle leierskap, mag hulle sien dit is 'n nederige leier. Mag hulle sien dit is 'n leier wat te alle tye hom of haarself stel in die ander persoon se skoene. Mag dit wees dat jy nooit lelik praat van die ander persoon nie, dat jy nooit die ander persoon of party afkraak en verkleineer nie. 'n Verwaande en 'n hoogmoedige persoon is iemand wat altyd polariseer. Altyd polariseer. Is iemand wat mense in kampe injaag. Dis 'n verwaande leier. Dis 'n leier wat hoogmoedig is. Mag die Here vir jou en vir my help om altyd waar ons te kom die Jesusgesindheid te hê. Mag ons geklee wees met die heerlikheid van Jesus Christus. Mag dit wees dat mense wanneer hulle na jou kyk, hulle 'n stuk sagtheid, 'n stuk broosheid, 'n stuk fermheid. Onthou, jy's nie 'n swak mens as jy meer sag en broos is nie. Jy's iemand wat nie hoef jou gewig rond te gooi nie. Mense luister makliker na jou op die ou einde, want jy gaan vir jou oor die ander mens, dit gaan vir jou oor sy of haar situasie. Mag julle in hierdie week wat kom nederig wees. Mag mense in julle nederigheid vir Jesus raak sien. Mag jy in hierdie week, ons is in lydenstyd, heel moontlik kry is daar mense wat jou wil 'n klap gee, letterlik of figuurlik, is daai maar die ander wang. Wees die minste. Dis die pad van Jesus, maar Jesus was nie 'n swak leier nie. Jesus was by uitstek 'n vlak 5 leier, 'n ferm mens, liewe vriende, iemand wat ons oor 2000 jaar nog steeds na kyk, die leier van alle eeue. Hy is navolgenswaardig. Gaan kyk wat is sy eienskappe en volg hom. Vriende, mag julle die liefde van God ervaar, die genade van die Here Jesus Christus ervaar en die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar. Amen.